Goeiemôre en weer eens baie welkom by saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Lekker is 'n voorreg dat jy saam is. Nou ons is hier in die middel van ons verjaarsdagmaand. Volgende week is ons in die middel van die week daarvan en die tyd daarvan en ek sien uit om met jou te praat. Lewensentrum. 26 jaar oud en hoe goed was die Here nie vir ons in hierdie tyd nie. Nou ons praat oor 'n beginsel van gaan 'n bietjie verder. Net so 2 tree verder, so klip gooi verder soos Jesus gesê het. Net doen daai ietsie meer. Nou ons het al 2 weke of so daaroor gepraat en natuurlik is daar mense wat vra, beteken dit werke, nee, dis soos alles wat ons kry is genade, die Here gee vir ons, dis verniet, dis liefde, maar hierdie klink so bietjie, jy probeer daarvoor werk, en ek wil vir jou wys in die volgende week, dat het gaan eintlik oor jou hart wat liefde, intimiteit begeer. Dis hoekom dat jy verder gaan. Dis nie ek moet verder gaan nie, dis ek wil verder gaan. Dis daar's iets in my wat in liefde wil uitroep en sê Here, ek's bereid om meer te doen. Ek's bereid om verder te gaan. U was vir my so goed. U het die lewe vir my gegee en nou gee ek my lewe vir u en dit maak nie saak wat is die vraag, wat is die prys, wat is die koste nie. So net 'n storie van 'n vrou wat bereid was om verder te gaan en dat het eintlik nie gaan oor wat sy gaan kry nie, maar het gaan oor net hoe lief sy Jesus het, en dis wat ek en jy aan moet werk hierdie week. So Lukas 7:37, bekende storie, en kyk, 'n sekere vrou van losse sedes het gehoor dat hy daar is, en het 'n albasterfles met duur aromatiese olie gebring. Sy het agter Jesus gekniel by sy voete en gehuil. Haar trane het op sy voete geval en sy het dit met haar hare afgevee. Sy het sy voete bly soen en die aromatiese olie daaraan gesmeer. Nou, ons gaan sien dat hierdie vrou sy hele doeldade was net liefde. Sy wil niks kry nie, sy het klaar ontvang. En dis my vraag. As jy al klaar genade ontvang het, wat doen jy meer om dit dankie voor te sê? Wat doen jy om verder te gaan, om nie om het te verdien nie, om dankie te sê? Hoor jy die verskil? Jy hoef nie meer te doen om vergifnis te kry nie. Die Here vergewe jou oor Jesus. Jy hoef nie meer te doen om genade. Dis omdat jy dit al reeds ontvang het, dat jy die genade doen, dat jy die liefde doen, so groot verskil. Hierdie vrou het in losse sedes geleef. Jesus het al vergewe en vrygemaak. En nou kom sy en sy sê dankie. Groot verskil, né? En die dankie is mos daai soene en trane en olie, en ons het al daarna gekyk en hoe mooi en hoe goed dit is, maar hier is die verskil. Sy het reeds genade ontvang en nou doen sy iets. My vraag is, kyk na jou eie lewe. Wat doen jy om vir die Here dankie te sê? Nie om dit te verdien nie. Nie wat doen jy om meer te kry nie. Dis wat doen jy vir dit wat jy alreeds gekry het. Baie van ons leef met, as ek die lotto wen, sal ek dit. As ek die Here dit vir my doen, sal ek dit. As dit eendag gebeur, sal ek dan iets doen. Wat doen jy nou? Omdat God klaar vir jou liefde bewys het. Genade, vergifnis, kruisdood, tweede kanse. Wat doen jy nou in liefde en intimiteit? Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, weerhou ons van die verskonings van, dit klink soos werke, en ek wil nie dit verdien nie, ek wil nie werk vir my redding nie, ek wil nie werk vir genade of vergifnis nie. Nee, Here, dis omdat U my reeds vergewe het, dis omdat ek klaar liefde ontvang het, dis omdat ek klaar nuwe mens is, dat ek net die voete wil soen en die olie wil uitgooi en die dierpryse wil opoffer, en ek wil meer doen, Here, meer doen, nie omdat ek iets soek by U nie, omdat ek al reeds iets ontvang het by U. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam, amen. Dankie, liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.